18 Januarie. Jesus Christus is ons broeder. Hy weet hoe om ons in versoeking te help. Want deurdat hy self onder versoeking gelei het, kan hy die help wat versoek word. Hebreërs 2 vers 18. Hoewel hy die vreeslikste versoekings verduur het Christus nie geswyg of moedeloos geword nie. Hy het die stryd vir ons gestry, en die ganse mensdom sou verlore gewees het as hy geweifel of aan versoeking toegegee het. Die Bybel noem skaars die stryd met die Satan in die woestyn van versoeking, maar dit was 'n vreeslike beproewing. Christus het oorwin nadat hy vir ons getoets en beproef is. Hoe vaag is die mense begrip van die sterkte van die versoeking wat Christus weerstaan het. Hoe weinig begryp hy van daardie beproewing waarvan die losbestemming van 'n verlore wêreld gehang het. Die saligmaker van die wêreld het nie teen vlees en bloed gestry nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig. Die ganse hemel het in hierdie konflik belang gestel. En wat 'n vreugde, watter blydskap was daar in die hemel, omdat daar hulp was by een wat magtig is om te oorwin, magtig om te red. Wat 'n gebeurtenis was dit, toe Christus hom in die plek van Adam gestel en die toets deurstaan het, waar Adam geval het. Deur hierdie daad het hy die mens in die geleentheid gebring, sodat hy self deur die genade van God en die verdienste van Jesus kan oorwin. In sy naam, deur sy genade, kan die mens as oorwinnaar uit die stryd tree, net soos Christus oorwin het. In Christus is God en mens verenig, en die enigste manier waarop die mens oorwinnaar kan wees, is deur deelgenoot van die goddelike natuur te word. Die godheid en mensheid smelt saam, in hom wat die gees van Christus het. Die apostel Paulus skryf soos volg: Daarom moet hy in alle opsigte aan sy broeders gelyk word, sodat hy 'n barmhartige en getroue hoëpriester kan wees. Want ons het nie 'n hoëpriester wat nie met ons swakhede medelei kan hê nie, maar een wat in alle opsigte versoek is, net soos ons, maar sonder sonde.